100.5. Rooksyn so onskuldig nou so gepraat van. Renier West is nie net 'n talentvolle musikant wat deel vorm van die groep Rooksyn nie, maar ook 'n entrepreneur wat sy passie vir musiek en gasvryheid kombineer. En ons gesels vandag oor sy nuwe solo enkelsnit. Renier, welkom hier. Hoe gaan dit met jou, man? Mees François, goed dankie selfs, lekker om hier te wees. Hoor jy, dis nou lekker om jou 'n bietjie te interview oor jou solo enkelsnit en ek dink almal wil nou weet hoe dit gebeur, maar ek gaan eers begin by, jy is een van die bekende lede van Rooksyn. Ek dink meeste mense wat, as ons nou dink aan musiek, ken jy maar so. Maar nou begin jy met 'n solo loopbaan met hierdie enkelsnit Ek Voel. So hoe dit gebeur en hoekom het jy besluit om ook so 'n bietjie solo te gaan? Ek het iewers gelees, het gesê dis maar 'n passion project. Ja, kyk, dis definitief iets wat al van kleins af, kom ons maar van 'n klein dorpie af, daar waar iets soos musiek eintlik maar net too far-fetched was. Jy weet, dit is nie iets wat ooit kon gebeur nie, en ek dink soos die feit dat ons hele gesin, van my sussie tot my broer half, kon deurbreek in die musiekbedryf is absoluut crazy, en ja, ek kan onthou, eendag het ek net gesit, en daai honger om net iets te probeer, het weer teruggekom na my toe, jy weet, van daai klein laaitjie wat sy eie musiekvideo's gemaak het, en goeders, ek het ergens 'n video wat ek soek, ek gaan hom ergens kry, en ek dink mense gaan nie glo hoe ek gelyk het, en hoe ek geklink het, en wat alles, en dis my nice om terug te dink, jy weet, dit was nog altyd 'n droom, en ek het altyd gesê, as Rooksyn die dag op 'n plek kom waar ek voel, jy weet, ons is solid, ons is, jy weet, anything and ready to go, dan sal ek iets soos hierdie probeer. Ja, so dis glad nie om weg te vat by Rooksyn nie, maar ek dink is net meer om my droom te jaag van meer musiek buite te kry. Ek het nou onlangs die voorreg gehad om op een van Demi se songs op haar album te skryf, en ek dink die writing ding het vir my net soos begin groter uitstaan, dat ek net meer musiek buite wil kry in die mark, en hier is my net nog 'n voertuig om nog musiek daar te kan uitkry, weet, as Rooksyn die een maand release en ek die ander maand, en Rooksyn, en jy weet, is net, jy weet, hoe meer ek van wat ek voel daar buite kan kry, jy weet, is my groot voorreg op die einde van die dag. En dit is my lekker om te hoor, jy gaan terug na die core toe, want dit is tog die rede hoekom mens begin met iets, daai passie, daai vuur wat in jou brand, en ek is bly dat jy dit nou deurvoer. Maar jy kom uit 'n musiekgesin, soos jy nou genoem het. Ek meen jou boetie Derek, hy was ook nou die dag hier, hy het kom kuier en nuwe musiek vrygestel, en jou sussie Benice wat ook in die musiekbedryf is. Hoe het julle as 'n gesin julle liefde vir musiek ontdek? Of ek wil nou eintlik vir jou persoonlik vra, en wat het julle mekaar ook geleer so oor en weer oor die kuns van musiek maak, want julle doen eintlik elkeen maar julle eie ding. Ja, kyk, ons kom uit 'n kerkgesin uit, my pa se pastoor. My ma het die sange gelei in die kerk van kleins af, en ja, ek kan onthou, jy weet, dit was, as al een ding is wat my gevang het van kerk, was dit die musiek, en ek dink dit het in 'n ander manier ons almal gevang. Ek dink 8 jaar oud, het ek begin tromme speel in die kerk, so my ma, en voor ek universiteit toe was, het ek 10 jaar dromme gespeel, en ek was eintlik maar altyd maar net 'n drummer. My sussie het later begin ook sing so my ma in die kerk, en my broer het later begin ook sange lei, want hy sing ook ons maar en speel gitaar, so ons was amper 'n tipe van 'n WhatsApp jou ma jou nou juist. Ja, nee, kyk net kyk of ek regtig goed praat hierso. Maar ons was 'n tipe van 'n, jy weet, 'n gesin band gewees. Almal het 'n ander rol gehad en het mooi mekaar ingepas. En ek dink vir lank het my ma gedink, jy weet, ons sal iets saam doen. Maar ek dink almal het net verskillende geleenthede gekry, maar ek dink ook nie een van ons is hierdie crazy musikante nie. Maar hoe modest is jy? Ja, ek dink meer ons sterkpunt lê in skryf en gevoelens daar buite kry, en ek dink ons het 'n gevoel vir musiek geleer deur om kerkmusiek te gespeel het. Jy weet, daar's niks soos kerkmusiek of worship musiek wat jou gevoel kan leer. Jy weet waartoe moet die musiek gaan, wat se emosie wil jy inwerk, daai tipe klas van dinge, en ek dink dis meer 'n geestelike ervaring eintlik as wat dit net note is. 100%, jy weet, om te kan regtig luister wat die musiek moet doen op die einde van die dag, en ek dink dis dalk wat ons musiek uniek maak, want daar's daai amper ondertoon van baie gevoel daarin, en ja, soos ek sê, dis maar writing. Jy het nou gesê julle kom almal van 'n baie klein dorpie af. Herinner my net weer, waar is dit? So ons kom van Swartregens af. Dit is tussen Zeres en Rustenburg, baie naby aan die Botswana grens, in Noordwes, daar by die tweede duurste tolhek in die land. Ja, daar is nie veel, ons het nie een robot in die dorp nie, ons het 'n wimpie, een garage, en koöperasies, maar meer 'n boerdorp
daai tipe klas van dinge baie mooi plase. So ons het Kaalvoet skool toe gegaan. En waar het julle skool gegaan? So ons was almal daar in die laerskool gewees. Ek en my sussie het klaar gemaak in Hoërskool Rustenburg, ja. My broer was Lichtenburg se kant toe gewees. My genade. Luister, ek wil net sê as jy 'n engine en 'n wimpie het, maak nie saak hoe klein daai dorpie is nie, dan is jy okay. Ja, daar was so daily treat gewees, maar dit het ook eers later gekom, jy weet, so. Ja. Jy moes dit verdien. Maar luister, is daar 'n spesifieke oomblik of 'n gebeurtenis in jou grootwordjare wat jy kan onthou wat beduidend jou musiek beïnvloed het? Ek weet jy het nou vertel van die kerk en die rede hoekom jy musiek maak, maar kan jy daai dag onthou waar jy gegaan het, ek moet hierdie doen vir 'n lewe? Ek dink die kans om dit te doen het vir 'n lewe was nooit daar nie. Of die idee van om dit te doen het vir 'n lewe. Dis altyd 'n droom wat, soos ek gesê het, bietjie vroeër too far-fetched was. Maar daar was altyd daai ding vir my. Ek dink om musiek te kan maak, musiek te kan skryf, dit sy upside en sy downside, en sy downside is dat die mens voel meer as wat ander mense voel, as ek dit so kan stel. En ek dink musiek was dit nog altyd vir my 'n coping mechanism. En ek dink daai tyd toe ons kyk na my hart vrystel, 'n song wat ek in my kamer geskryf het. Ek onthou dit was great geweest. Dit is net vir my soos okay, wow. Mense like actually die goed wat jy daar skryf en dit is dadelik gehad en daai liedjie was soos instantly jy weet gewild. Ja, hy het ook hy het sy storie gehad voor ons het hom maar release independently en toegeteken en wat alles, maar dit was absoluut crazy om te dink hoe mense actually kon latch aan ware gevoelens. Want ek dink dit wat ons skryf, jy weet, is baie relatable en dis maar. En veral nou in 'n AI generated jy weet wêreld. Ek kyk nou gisterand 'n YouTube video van Ren waar hy so jy weet konsternasie was met iemand wat net 'n beat aan hom verkoop het en toe na hy dit nou gebruik het toe gesê het okay, maar dit was nou nie unlimited nie en whatever. So die musiekindustrie is nie net altyd maanskyn en rose nie en dit gaan nie altyd oor net die regte redes wat 'n kunstenaar byvoorbeeld in hulle hart voel nie, want dit is ook nou maar die besigheidsaspek daarvan aan die ander kant. Ja, ek dink is 'n moeilike bedryf en jy besef dit eers as jy in dit kom, jy weet, mense kyk altyd op na jou en dink jy het hierdie en daai, maar mense besef nie die travel wat daarin gaan en jy weet die druk om relevant te bly, altyd goeie musiek te skryf. En die meetings en die platemaatskappy wil hulle pond ook nou nog daar gryp nie. Dis daar, maar ek dink dis daarom die mense van my worries op die oomblik. Ek dink is maar meer, jy weet, om te sê wat's volgende en net in die mix te bly, weet reg te wees vir die shows, altyd prepared te wees en ek dink 'n groot ding vir ons is ook om beter te word. So dis nie net om fine te wees met waar jy nou is, maar wat's volgende en dit vat nogal, jy weet, dit vat baie op jou en op die dag om op daai plek te bly. Maar op daai noot wil ek ook net sê jy is by 'n fantastiese platemaatskappy wat jy nou ook versprei met die solo enkelsnit, dis Universal Musiek. Yes, nee, dis my crazy dat hulle my kon back in hierdie. En dat hulle nie eers vrae gevra het oor dit op die einde van die dag nie, so ek stem 100% saam met dit. Nee, hulle gaan nog die vrae vra hoor. Dit kom oor so 'n paar weke van nou. Ek speel. Hoor hierso, terwyl jy daai gitaar daar in jou hand het, wil jy nie vir ons ietsie live sing nie asseblief man Renier en wat gaan dit wees? Yes, kom ons kyk. Ons kan so 'n tipe van 'n mashup doen. Dis 'n goeie idee. Met die liedjie waar alles begin het. Oh wow. So ons gaan kom ons gaan. With or without you, with or without you, I can't live. With or without you, and I can't live with or without you. En kyk na my hart en kyk na my siel, want dit is jy wat my so verniel. Ek staan in die donker donder weer, en dit is die dat ek my les leer. And I can't live with or
staan met soveel vrae. En ek staan met soveel vrae. Kyk na my hart en kyk na my siel, want dit is jy wat my so vernieuw. Ek staan in die donker dane weer, en dit is tyd dat ek my les leer. Jenne, dis Renier West met die mash-up weergawe daarvan. Kyk na my hart, Rooksyn en U2 se With or Without You. Hoorie so daai gitaar klink baie mooi in my ore. Ek wil net dit vir jou sê. Dis baie goeie nuus. Nuwe snare. Nuwe snare, dis die geheim. Maar is dit 'n liedjie wat julle ook sal doen, sê nou maar met live shows, al daai mash-up spesifiek nou? Nee, nog ek het actually nou getraai, wat is in dieselfde key, so toe dink ek, okay, give it a go. So dis ook maar hy folkie daar ingegooi het, ek nie daai transition gekompenseer. Ek het eers daai folkie gehoor nie. Ek wil net vir jou sê, jy het nie getraai nie, jy het dit reg gekry. Dis Renier West in die ateljee en hy's hier met 'n splinternuwe solo enkelsnit en die liedjie se naam is Ek Voel. Maar Renier, voordat ons nou daaroor praat, ek wil so 'n bietjie teruggaan in tyd. Ek meen, jy het daai jare in Potch as student deurgebring en dit is ook waar jy en Dian en Megan mekaar ontmoet het, né? Yes. Wat het jy studeer daar weer? Ek het ekonomie studeer en toe neergedoen in internasionale handel. Hoekom ekonomie? Ek het eintlik gegaan initieel vir, daar's eintlik 'n hele storie vir ingenieurswese en toe ja, ek girl gehad die tyd en ek wou rugby instituut rugby speel en alles het net too much vir my geword. Ek het toe besluit. Jy wou alles doen. Ek het toe besluit om alles te los behalwe die girl op daai oomblik. En was dit die regte besluit? Kyk, as ek nie daai besluit gemaak het nie, as ek nie daar opgeëindig het nie, was ek nie waar ek nou was vandag nie. So 100% die beste besluit wat ek in my lewe kon maak. Hy het alles gelos behalwe die girl. Wel, ons is nie meer saam nie, maar ek dink sy was dalk die persoon wat in daai tyd haar rol gespeel het om my te kry waar ek moes wees. Het jy iewers 'n love song oor haar geskryf of twee? Ja, kwaai maar is dit. Jy weet my sê watter, dat ek net kan nou met nuwe ore gaan luister na Rooksyn. Ons daarom niks Rooksyn songs oor haar nie. Ek daai tyd gevoel ek wil nie haar die krediet vir dit gee nie, maar ja. In hindsight, jy weet, sy het my ook op 'n manier gekry tot hier. So dalk is dit 'n goeie idee. Ja, want jy sing mos nou ook in daai liedjie, dit is dalk nou tyd dat ek my les leer. Daai is dalk een van die lesse wat jy geleer het. Dit kan wees, jy weet. Hoorie maar so 'n bietjie terug in tyd terwyl ons nou praat oor jou Potch jare. Jou sussie toe sy daai heel eerste album van haar vrygestel het, nê? Het jy ook 'n duet saam met haar daar opgesing? Vertel my 'n bietjie van dit. So ek het letterlik klaar geswat net en my sussie het matriek klaar gemaak en ek en sy het ingetrek in 'n plekjie in Pretoria. Ek het begin werk. Rooksyn was nog nie geteken nie. En ja, sy het Sonneblom opgeneem en ek kan onthou 13 Maart 2020 het sy Sonneblom uitgebring. In COVID tyd basis. In COVID tyd. Ja. Nog nie in COVID tyd nie. Wel COVID tyd 26 Maart toe tref COVID. Dus ek en sy alleen in 'n dorp wat ons nie ken nie in 'n huis toe gesluit. En ek dink ja, ons het baie van mekaar geleer en baie closer geword en dis my baie keer, jy weet, gee my amper hoendervleis om terug te dink aan daai tyd. Jy weet daai tyd waar jy al hierdie drome en geleenthede het, maar dit word amper in 'n manier net van jou weggevat. En is my absoluut incredible net om te dink wat met Bernice gebeur het na dit en van daai tyd af en jy weet wat ons ook moes deurgaan voor jy weet dinge kon opblaas of ergens kom. So baie keer jy weet gaan ek terug na daai tyd en so dit maak my eintlik baie hartseer, maar ook baie dankbaar om te weet waar ons kon kom van daai paar jaar af. Jy moet daai harde klippe kou voordat jy weer die lekker in die lewe of die sukses van die lewe kan bereik. 100%. Maar ja, ek en sy het 'n duet saam gedoen. Woordelose storie. Ja, ons het hom gedoen way back toe, maar dit was soos 'n R1500 projek, musiekvideo, saam opgeneem, elke ding. En die ander een was Eenvoud dink ek. Eenvoud. Ja. So Eenvoud is al buite. Dis een van daai songs wat ek voel amazing song, maar ons moes beter gedoen het, ek dink. Dalk 'n bietjie gerush vir tyd en vroeër, jy weet, in die vroeë jare dan sê mens maar net ja, dis fyn. Maar soos jy aankom en besef jy eintlik jy kan meer doen met die musiek en
partykeer moet 'n mens maar 'n bietjie moeilik wees om die beste produk buite te sit. Maar dis ook maar die lewe, want jy begin iewers en dit is baie autentiek wat jy hulle toegedoen het. So daar's ook ietsie spesiaal aan dit. 'n Mens wil dit altyd beter en groter doen, maar in daai oomblik was dit eintlik spesiaal. Ja, dit was die naweek toe ek nou my artist profile kry, Renier West, nou die eerste keer. Nou is jy legit. Toe kom ek daarop en dis een fout daar so my sussie toe dis okay, ek kan nie een song en nou 2 songs like dit vir my en toe ek het al amper vergeet van een fout en toe is dit net weer daar, so dit bring my ou memories terug. Dit is baie spesiaal. Luister maar, ek het nou vroeër ook gesê jy's nie net 'n talentvolle musiekmaker nie, maar jy's ook 'n entrepreneur. Hoe het jy toe nou éventueel jou liefde vir die gasvryheidsbedryf ontdek en wat het jou geïnspireer om jy weet die koffiewinkels te begin en hoe kombineer jy hierdie besighede met jou musiekloopbaan want jy's besig? Ja, kyk as er iemand is wat besig is dit definitief ek. Nee, dit weet ek. Ons het nou vir die geleentheid gehad om 5 winkels oop te maak, 2 in Pretoria, so het ons West Cafe en op die East Side wat nou 'n bietjie meer van 'n fine dining plek is wat November oopgemaak het en dan 3 winkels in die Kaap, Montreal, Stellenbosch, Somerset en Seepunt. 4 winkels in die laaste jaar gebou. So tussen die album wat nog uitgekom het laas jaar met Rooksign en so aan. Maar ja, ek dink ek leer elke dag en ek dink die feit dat ek die geleentheid het om soveel winkels oop te maak, maak dat ek net meer leer en vinniger leer as ander ouens wat my want jy doen dit self. Ek doen dit self, maar ek het ook 'n span wat my help op die einde van die dag. En dit is my great om met mense te kan werk wat like-minded is. Maar ja, alles het maar begin eendag by 'n show uitgekom waar daar 'n koffiekarretjie gestaan het. En hy het net daar gestaan. Toe sê ek vir die girl, luister, ek sê geld insit, ons bou hierdie ding in 'n netjiese ding in. En toe begin ons 'n koffiekarretjie by skole werk, events doen en ek het self begin leer koffie maak en so aan. Toe raak ek moeg vir die idee van elke keer rondry, melk moet vries, die tipe ding. Toe dink ek, okay, ek soek nou 'n winkel. En toe kom die idee van West Cafe en daai tyd het ek saam met oom gewerk wat vir my gementor het met besigheid in die lewe en ek het begin besigheidsplanne skryf. Ek het daarom in daai rigtinge geswat. Toe investment gekry vir die eerste winkel. West Cafe toe oopgemaak en toe kort daarna toe kom daar 'n property group en sê hulle wil maar die geleentheid gee om dit weer te doen. Op 'n ander tipe manier en toe begin ons nou Montreal wat nou franchise. En toe laas jaar toe ja, randomly het hierdie geleentheid opgekom om 'n bestaande restaurant te koop en dit te revamp. Toe gedink ja, dis mal. Toe sê ons okay, as ek kan kry vir 'n sekere prys, dan sal ons go vir dit. En toe weet jy gebeur dit. So ja, Upper East is nou daar en ek dink is van die beste kos in Pretoria. Is die man, baie geluk met dit. Dit wys net weer eens vir jou as jy, ek wil amper sê, getrou is aan daai klein dingetjies in die lewe, hoe dit kan uitspruit na iets groter, want daar het jy met die koffie winkeltjie begin of die trailer, soos jy dit nou noem. Yes. En toe nou maar net self, want ek sien ook jy's hands-on, jy sê jy het 'n span wat saam met jou werk en dit is waar, maar jy's hands-on. Ek sien baie keer daai video's waar jy self die koffie maak en jy weet, baie keer voel dit vir my daar's mense daar buite wat iets dalk op 'n goue skinkbord kry en dit nie waardeer nie. So hoe belangrik is dit om daai harde klippe te kou of miskien onder te begin, want dan waardeer mense dit ook meer, ja. Nee, as wat dit net in jou skoot val. Ja, kyk, ek dink my pa kon my nie veel gee in die lewe nie, maar wat het my kon gee is 'n voorbeeld van 'n goeie man en 'n man wat hard werk. Hy kon jou nie so baie geld gee nie. Nie baie geld nie, maar 'n absolute incredible voorbeeld. Ek het altyd gedink as ek net die helfte die man kan wees wat my pa kan wees, dan gaan ek nog goed wees. Jy weet, so ek kan net dankbaar wees vir 'n pa wat my geleer het om te werk. So een ding is wat ek voor bang is nie, is dit werk. Jy weet, nee, dit sien ek. Ek sal werk vroeg in die oggend, laat in die aand. Nie jy of jou boetie of jou sussie nie, want elke keer as ek met Derek op praat, is hy iewers op 'n dak besig om solar te installeer en dan sy hier en dan sy daar. So nee, jy sien dit het afgesmeer. Luister, anders ek vir jou Derek. Renier, dis fyn. Jy sit daar met daai 'n pragtige gitaar. Vertel net gou, daai gitaar kom uit Australië, het jy gesê? Ja, soos ek sê, toe ek 21 word, omdat ek nou altyd 'n drummer was dit nie noodwendig 'n prioriteit vir my om 'n gitaar te hê nie. En toe het my ma eendag my 'n ou gitaar gekoop. Wat op hy was so gebreek en soos met skroewe vasgemaak, die pick-up en wat alles. En toe sien hulle ek begin nou van die musiekskryfding hou en swaan en toe ek 21 word, Rooksign het al bestaan. Toe sê hulle jy weet, hulle sal nou vir my die voorreg doen om vir my
actually 'n big boy gitaar te koop. So hierdie gitaar, dis 'n Carl Clark. Hy het saam met jou Mondag geword. Hy het saam met my Mondag geword en ja, dis 'n baie unieke gitaar. Dit word gemaak van salvage wood in Australië. So as hulle bome afsny, dan herbenet hulle dan uit die hout om gitare te maak. So dis hoekom elke liewe gitaar lyk anders en hy het hierdie, jy weet, greine op. Daai is baie mooi. Daai grein waarvan jy praat, van bo is hy donker hout, dan sy weer lig en dan sy weer donker. Yes. So dit is, ja, jy gaan nie sommer elke dag so 'n gitaar sien nie, net die klein details en die snitte oral is absoluut incredible, ja. Jy gaan hom nie elke dag sien nie, maar jy gaan hom ook nie elke dag hoor hier op die Lunch Bunch nie. So terwyl hy hier is, Renier, wat sing jy vir ons volgende? Kom ons gaan sommer vir 'n lekker Rooksyn derde vierde song. Dis ek en jy het saam gestap. Nou blyk ons tyd verby Poplap. Ek het dan vir jou wag. En toe kom steel jy my glimlag en o my toekoms skielik koud. Ek raak net so gou benoud sonder jou. En o my vlerke afgesny. Ons tyd is so gou verby. En ek verlang na jou. Voel jy dan op my trane? Ek roep na jou genade nader. Voel jy dan op my trane? Ek roep na jou genade nader. Genade nader. Ek wou probeer, maar toe verloor ek jou meneer. Kon net nie keer. Ons het ons les geleer en ek het ons tye som ontleed. Ek wou mos altyd vir my preek en dit het my gebreek. Probeer my asem op te hou. Ons tyd som was net te gou en ek verlang na jou. Jy dan op my trane. Ek roep na jou genade nader. Wil jy dan op my trane? Ek roep na jou genade nader. Genade nader. En ek lag en ek smag en ek verlang na jou sonlig. En ek so wat eens meer so moeg voorgepreek. En ek lag en ek smag en ek verlang na jou sonlig. En ek so wat eens meer so moeg voorgepreek. Genade nader. Kom nader nader. Genade nader. Kom nader nader. Voel jy dan op my trane? Ek het nie genade nader. Voel jy dan op my trane? Ek het nie genade nader. Genade nader. Genade nader. As hy, dis natuurlik niemand anders nie as Renier West in die ateljee. Dis sy solo weergawe van Rooksyn se Genade nader. Renier West is nie net 'n musiekman nie, hy weet ook hoe om die perfekte koppie koffie te maak en sy musiek is net so smaakvol. Hy is my gas in die ateljee vandag. FM 90.5. En jy weet Renier, ek sê nou nie net daai om dit te sê nie, ek het al van jou koffie gedrink en is regtig lieksoor. Dankie, ek sou so hoop hoor. Jy maak 'n lekker koppie koffie. Luister maar, voordat ons nou praat oor die nuwe solo enkelsnit, jy sê julle werk ook nou so 'n bietjie aan iets nuut wat Rooksyn se musiek betref, so mense hoef nie bang te wees nie, Rooksyn gaan nog voortbestaan. Nee, kyk, Rooksyn het nou eers begin, as ek dit so kan stel. Jippie, dankie tog. Maar ja, net bekommerd geraak hoor. Ek dink ek gaan sommer vir julle so iets speel van wat ons aan werk. Jenne, ek sal dit waardeer. Ek het nog nooit iets soos dit gedoen nie. Ek weet nie of ek dit mag doen nie, maar ek hou so 'n bietjie van stout wees elke nou en dan. Ek sien selfs as jy moet 'n rebel wees. So, sal jy iewers kom in die wêreld. Dis net 'n idee. Ons het een oggend gery van Bethlehem af en toe ry ons deur Frankfurt net toe die son begin amper oopmaak en toe kom ons op hierdie plek. Ek kan dit as ek my oë toe maak sien ek daai plek asof ek nou daar is. En toe kom die ding net na my toe. Sonsak in die Vrystaat. Ek weet die son het opgekom, maar sonsak
klink dit beter. So, Wow. die song se naam is Sonsak in die Vrystaat. So dit gaan iets soos hierdie. Dis net 'n idee. Al soveel dinge gebeur wat ek nie onthou. Ek het my hart verloor en dit op jou. Maar jy steeds in my kop. Onthou die plek en die datum. Verstaan my hart, verstaan my seer. En alles wat ek probeer om meer te wees wat ek nie nou sou gee. Om in die lande reg langs aan jou te wees. Want jy is my sonsak in die Vrystaat. Die een wat met my hart praat, dis net jy. Die koring op my lande, die dra my op jou hande vir altyd. En as ek nog langer moes wag, gee ek vir altyd en 'n dag, want jy is my sonsak in die Vrystaat. Sonsak in die Vrystaat. Ja, daar's nou 'n sneak peek preview vir jou van 'n nuwe Rooksyn liedjie. Wanneer beplan julle om daai nou vry te stel? So hopelik in die volgende 2-3 maande. Ons sal seker nou amper in die studio kom in 2-3 weke, ja. Hoorie, en hoe gaan dit op daai noot met Dian en Megan? Julle sien mekaar seker nou nog gereeld en jy weet, hoe gaan dit met die vertonings? Wanneer is julle weer in Gauteng area? So ons is die naweek, ek dink ons het nou besluit om weer 'n paar akoestiek shows te doen ook. Ons het die ander dag te speel ons 'n akoestiek show toe. Toe werk dit net. Dis net soos yes, back to our roots. En toe daar net 'n oom gekom toe sê soos hierdie show, hy het nog nooit iets soos hierdie gesien nie. En toe het ons besluit, jy weet, dit is dalk goed om nie net die full band shows te doen nie, maar ook die akoestiek shows hier en daar in te werk. So ons speel hier in naweek 2 akoestiek shows, een by Rooted Mark, in Midrand, en dan is ons in die moot by at Capital 85 Saterdag. Ag, lekker man. Daar waar die ou vellies was. Okay, yes, ja. So is daar Saterdag aand. En dan kyk ons nou maar wat volgende is. Ek dink dis nou dit vir die week. Maar ja, dit gaan goed met hulle. Megan het nou onlangs Kaap toe getrek. So dit goed, sy doen nou al meesters by Stellenbosch in die eetkunde. So sy is ook maar lekker besig. Ek het nog nooit in my lewe gesien iemand wat so weet doelgerig is om te werk. Die band, sy doen al werk. Sy swat ook. So dit is absoluut incredible. En Dian gaan ook baie goed met sy besigheid en sy dinge wat hy aan die gang het. So dis maar dit maak my baie trots om te sien hoe hulle ook groei in die lewe. Hoorie Sonne, jy moet vir hulle baie groete stuur en ons kan nie wag om julle al drie ook weer in die ateljee te verwelkom nie. Dankie. Maar op daai noot, Renier, vertel my so 'n bietjie oor Ek Voel en hoekom het jy besluit om hierdie enetjie as jou eerste solo enkelsnit vry te stel? So ek dink baie keer 'n probleem wat ek het, ek skryf verskriklik baie musiek. As jy na my foon gaan kyk, ek het 1000 liedjies seker op my foon. En dan baie keer in die oomblik hou jy van iets en dan skryf jy weer iets en hou jy van dit en dan skryf jy iets en hou jy van dit en dan verloor jy soveel goeie songs op die einde van die dag, want jy hou amper van die laaste goeie een wat jy geskryf het. Ja, en jy vergeet van daai eerstes. Jy vergeet van alles en jy weet, dis admin om weer terug te gaan en jy weet, baie keer hou jy nou net van om hierdie een te speel of dis baie waar. Of wat ook al. En toe het ek vir myself gesê, kom ek doen nie nou hierdie nie. Die Sondag toe kom hierdie na my toe begin skryf en toe die Woensdag toe het ek 'n vriend toe. Hy het bietjie vir ons bas gespeel, hy speel vir Manana gitaar, absoluut insane musikant. Sê ek vir hom, luister, sal hy my help, ons kyk of ons 'n tipe van 'n demo kan bou. En toe basies in 'n aand, toe bou ons hierdie song, sonder die verses, want daar was nog die verses geskryf nie, maar die hele song aan mekaar gesit, en toe eendag na hom toe teruggegaan, sê kom ons, ek het nou iets hierso wat ons kan sing. So dit was iets wat ons baie vinnig gebou het, om te kyk, jy weet, kan dit klink soos iets, maar toe klink die demo wat ons begin bou het actually fine, en daar was baie emosie daarin, en so aan, en toe pitch ek het vir Universal, en toe sê hulle, okay, let's go. Maar, ja, ek dink die idee vir my agter die song is, iets wat ek baie sien, en die manier wat ek ook probeer skryf is relatable situasies waarin mense is. Soveel keer is mense in 'n verhouding, en dan begin dinge nou 'n bietjie sy draai,
en dan probeer jy soveel doen om dit te fix dat jy dit eintlik net opmors op jou einde van die dag. Dan raak dit toksiek. Dit raak net, jy weet, soos daai jy voel nie lekker nie, dis daai, jy weet, en dan, jy weet, dis daai ding, as jy iets probeer, presies dit, as jy iets probeer fix, dit werk nie so, dan neek jy dit meer op 'n tydjie. Dinge moet gaan in die rigting waar dit moet gaan. En dit moet natuurlik gebeur ook. 100%. So hierdie is maar net my weergawe om te sê, weet, in die oomblik, wees daar, geniet dit, as dit moet wees, sal dit wees, as dit nie moet wees nie, dan gaan dit nie wees. Laat my nou dink aan daai liedjie van Johannes Kerkorrel, want hy het ook mos sy roots gehad in Potch back in the day, waar hy gesing het oor hoe ek voel, of ek dink Amanda Strydom het dit vir hom ook geskryf na hy oorlede is, maar hierdie is hoe Renier West voel, en die liedjie se naam is Ek Voel. Ek gaan dit nou speel, en dan gaan ons luisteraars sê, wat dink hulle daarvan, jy kan hallo sê, 06161045676. Renier, dankie dat jy so mooi akoesties vir ons kom speel het, jy jou hart en jou stories met ons deel, en dat jy ook terugploeg in ander mense se lewens, met die koffiewinkels, met alles wat jy aanpak, ek meen ook nou, die stories wat jy so openhartig met ons deel. Dis lekker om 'n reël mens hier te hê wat reël musiek maak, en ek dink dit is baie nodig in 2025 waar ons nie eintlik daai realness meer so baie raak sien nie, en waar AI voel dit vir my alles oorneem. Maar ek beloof jou, hy was regtig hier met sy gitaar, en jy sal dit later sien op YouTube ook. Ons sal vir die video laai. Laaste guns voordat jy gaan, sê net vir my, hi, ek is Renier West en jy luister na die Lunch Punch op Groot FM. Hi, ek is Renier West en jy luister na die Lunch Punch op Groot FM. Hoe het ek hom? Jy het hom, en hier is hy vir die heel eerste keer op Groot FM. Dit is Ek Voel. Groot FM 90.5.